Goeiemôre. Dis vir my 'n baie groot voorreg om vanoggend ook op hierdie manier ook saam met jou te kan wees. Groot genade wat ek self beleef het en sommer van my kant af en van Sonja af. Ook ons opregte dank vir almal van julle wat ook in hierdie tyd wat ek siek was, ook gebid het, ons ondersteun het, boodskappe gestuur het, gebel het. Ons waardeer dit opreg. Dis hierdie tipe van goed wat 'n mens opgewonde maak as jy weet, mense gee om, maar dis ook hoe ons as gelowiges mekaar dra. So baie dankie daarvoor. En dit is ook lekker om weer die video-opnames te kan maak, nadat dit vir 'n tyd lank nie vir die gemeente beskikbaar was nie. Julle weet dat ons ook op vlak 3 van inperking is. Dit beteken dat ons erediensgetalle ook beperk is tot 50. So op hierdie manier kom ons nog steeds by mekaar uit, en dit is ook baie lekker. So dis my lekker dat ek vanoggend ook op hierdie medium ook daar by jou kan wees, en mag die Here ook vir ons ryklik seën, as ons ook op hierdie manier so saam is. Ek wil vir ons begin, deur vir ons saam te lees uit Psalm 100. 'n Psalm vir lofprysing. Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap, kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, aan hom behoort ons, sy volk, die klein vee wat hy laat wei. Gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhowe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag, sy trou. Mag die Here vir jou daar ook seën waar jy nou is. Mag hy in sy groot genade, barmhartigheid en vrede ook nou naby aan jou wees. Amen. As die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy let op ander met hul goud en eer, dink aan God beloof jou nog oneindig meer. Tel jou seëninge, wie dat pracht en praat, nooit die minste van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Laat dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig, God trou dis so groot. Tel jou seëninge, engele staan jou by, bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. In die Vroueblad het Sonja 'n redelike volledige artikel geplaas, waarin ek so iets van my eie ervaring en my belewenis om met COVID siek te wees, ook daarin probeer verwoord het. Gaan lees dit gerus
as jy tyd het of as jy lus het. Al wat ek hier wil sê, is dat om met COVID siek te wees, my nogal op baie terreine uitgedaag het. Ek dink op die eerste vlak natuurlik, op 'n fisiese vlak, word 'n mens uitgedaag. Want dit is nie 'n lekker siekte nie. Wanneer 'n mens begin simptome toon, weet jy onmiddellik, hierdie is nie maar 'n gewone verkoue of griep nie. Hier is iets veel meer, iets anders verkeerd. En 'n mens beleef dit, wel ek het, dat jou liggaam stry teen hierdie coronavirus. En gelukkig ken julle my nie as 'n melodramatiese persoon wat vreeslik emosioneel raak en goed opjaag nie. Maar daar was 2 keer, terwyl ek met COVID siek was, waar ek fisies die ervaring gehad het, dat ek wil doodgaan. 2 keer wat ek Sonja met my na die ongevalle gejaag het, by Medikliniek. Omdat ek so siek was, en so ontsettend sleg gevoel het, dat het vir my gevoel het, ek kan nie meer. Dat my liggaam net genoeg gehad het, van hierdie COVID siekte. Hierdie siekte daag mense ook uit op 'n emosionele vlak. Jy is bewus daarvan, dat jy 'n siekte onderlede het, waarop mense verskillend reageer. Party mense het geen simptome nie. Party mense is maar effens siek. Party mense, soos ek, land in die hospitaal. Daar is selfs mense wat op ventilators moet gaan, en daar is mense wat sterf. En daarom op 'n emosionele vlak weet jy dat jy 'n siekte onderlede het, wat potensieel jou kan doodmaak. En dit mors nogal so 'n bietjie met 'n ou se kop. En selfs ook as 'n mens in isolasie is. Dis moeilik, want jou mense wat jy die nodigste het om jou te ondersteun in die tyd van jou nood, mag nie naby jou kom nie. Maar ook geestelik word 'n mens uitgedaag. Ek onthou dat die eerste keer wat ek daardie aand so verskriklik sleg gevoel het en so siek was, dat ek vir die Here gesê het, ek wil nog nie doodgaan nie. Ek wil nog leef. Ek onthou hoe ek gebid het en vir die Here gesmeek het, om my te help, om my te bewaar, om my genadig te wees. En na die tyd, na ek die tweede keer uit die hospitaal gekom het, die oorweldige gevoel van dankbaarheid ook teenoor die Here, dat hy my gebed gehoor het, en dat hy my wel gespaar het, en dat hy my wel begenadig het. En as ek vanoggend hier met julle my stukkie getuienis, my stukkie belewenis kom deel, dan is ek bedeeglik bewus daarvan dat daar ander mense is wat ook COVID gehad het. En wat ander ervarings rondom dit het. Wat het anders beleef het, maar veral ook mense vir wie hulle pad en hulle geliefdes se pad met COVID baie meer tragies geëindig het. Dat hier mense is wat geliefdes aan die dood afgestaan het as gevolg van COVID. En ek verstaan dit baie goed en ek het groot respek en groot waardering ook vir mense se ander belewennisse. En ek weet ook dat daar Bybels en teologies ook baie ander perspektiewe op hierdie saak is. Wat natuurlik ook lekker temas vir gesprek is en waaroor ons beslis moet gesels. Hierdie is maar net my persoonlike ervaring, my stukkie getuienis, en enige iemand van julle is welkom om met my in gesprek te tree hieroor. Terwyl ek in die hospitaal was, het 'n gemeentelid wat ook 'n mediese dokter is, eendag in sy PPE pakkie daar voor my bed verskyn. Hoe lekker was dit nie om 'n bekende gesig te sien nie. En hy sê toe vir my, die Here het my dit op die hart gelê om met jou te kom deel. 2 Samuel 22. En toe hy weg is, het ek dadelik op my Bible app op my foon ingegaan en die gedeelte gesoek en gelees. En hoe treffend was dit nie vir my ook in daardie konteks waar ek was nie. Om ook Dawid se woorde in 2 Samuel 22 te kon lees, woorde van hoop en woorde van oorwinning.
woorde van bemoediging, woorde wat praat van God, wat help en uitred. Ek kon as ware woord vir woord saam met Dawid bely dat die Here my gehelp het toe die COVID-vyand my liggaam aangeval het. En ek wil graag vanoggend 'n paar gedeeltes uit 2 Samuel 22 saam met jou lees. Ek lees dit vir ons uit die 2020 vertaling. Dawid het die woorde van hierdie lied vir die Here voorgedra in die tyd toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. Hy het gesê, die Here is my rotsvesting, my bergskuiling, my bevryder. My God is my rots, by wie ek skuil, my skild en die horing van my redding, my toevlugsoord, my skuilplek, my verlosser. Van geweld het U my verlos. Die een wat geloof moet word, roep ek uit, is die Here. En van my vyande word ek verlos. Ja, bande van die dood het my omsluit. Strome van vernietiging het my verskrik. Bande van die doderyk het my verstrengel. Vangstrikke van die dood het my ingewag. In my benoudheid het ek na die Here bly roep. Na my God het ek geroep. In sy paleis het hy my stem gehoor. My hulp geroep het sy ore bereik. Toe hy die aarde geskit en geruk, die fondamente van die hemel het gebewe, daar het geskit, want sy toren het ontbrand. Rook het uit sy neus opgestuig, en verterende vuur uit sy mond, gloeiende kole het daar het opgevlam. Hy het die hemel afgebuig en neergedaal. Diepe duisternis was onder sy voete. Hy het op 'n gerub gery, hy het gevlieg verskyn op die vlerke van die wind. Hy het die donker rondom hom 'n beskutting gemaak, swaar wolke waaruit water neersif. Uit die glans voor hom het gloeiende kole vuur gebrand. Die Here laat uit die hemelruim die donder weer klink. Die Allerhoogste laat sy stem hoor. Hy stuur sy pyle en jaag hulle uiteen, weerligstrale en bring hulle in verwarring. Die beddens van die see het sigbaar geword. Die fondamente van die aarde is ontbloot deur die bedreiging van die Here, deur die windvlaag uit sy neus. Dan spring ek vir ons na vers 21. Die Here het aan my goed gedoen, op grond van my geregtigheid. Omdat my hande skoon is, het hy my vergoed. Want ek het op die Here se paaie gebly. Ek het my nie skuldig gemaak voor my God nie. Ja, ek hou al sy wette voor oë. Sy vaste voorskrifte, daarvan wyk ek nie af nie. Ek was onberispelik voor hom en my weerhou van sonde. Die Here het my vergoed op grond van my geregtigheid, omdat my hande skoon is in sy oë. Teenoor getroue volgelinge tree U getrou op. Teenoor die held wat onberispelik is, tree U onberispelik op. Teenoor die wat hulle rein hou, bewys U Uself rein, maar teenoor die wat vals is, tree U berekenend op. 'n magtelose volk word deur U verlos, en U oë hou hoogmoediges dop. U verneder hulle. Ja, U is my lig, Here. Die Here verlig my donkerte. Ja, met U hardloop ek oor 'n skans. Met my God spring ek oor 'n muur. Vers 36. U is vir my 'n skild, het vir my 'n skild van verlossing gegee. U antwoord maak my sterk. U skep ruimte vir my voetstappe, my enkel swik nie. Ek agtervolg my vyande en delg hulle uit. Ek draai nie om voordat ek hulle uitgewis het nie. Ek wis hulle uit, ek verpletter hulle, sodat hulle nie opstaan nie. Hulle sal val onder my voete. U omgord my met krag vir die geveg. U laat my teestanders die knie voor my buig. Ek lees vir ons eers net tot daar. 2 Samuel 22 gee vir ons self die konteks van hierdie gedeelte. Dis 'n lied wat Dawid geskryf het, waarin hy sy emosie en sy ervaring van God verwoord, na aanleiding van baie spesifieke gebeure in sy lewe. Dit gaan hier oor die oorwinning wat Dawid behaal het oor sy vyande. Veral in sy tyd was dit die Filistyne gewees. Later in Dawid se lewe weet ons dat hy ook maar met baie moeilikheid in sy eie familie gesukkel het. Op 'n stadium ook voor sy eie seun Absalom moes gevlug het. Die gedeeltes net voor dit handel juis ook daaroor. Hierdie gedeelte word ook vir ons in die konteks geplaas van Dawid wat voor koning Saul moet gevlug het. En u ken daardie stukkie geskiedenis.
Dawid was iemand wat oorlog, wat vyand, wat stryd in sy lewe verstaan het. Dis amper asof van 'n baie jong ouderdom af, as ongeveer 13-jarige jong seun, sy eerste ontmoeting met Goliat, en daarvan af verder, Dawid se hele lewe gekenmerk is, juis deur stryd. Stryd met vyande in sy lewe. Dawid het storms en oorloë geken. En toe ek hierdie gedeelte lees, het ek dit vir myself baie persoonlik gemaak. Dat om die hospitaal te lê en jou liggaam stry teen COVID, teen die coronavirus, was vir my soos 'n oorlog gewees. 'n Oorlog waarin ek gehunker het na oorwinning, na beterskap, om weer gesond te kan word, om te kan huis toe gaan, om weer by my vrou te wees, om weer met my kinders te kan praat, om my vriende weer te sien, om selfs weer hier in die gemeente by mense te kom en ja, ook vir mense te deel die wonderlike trou en die liefde en die krag en die genade van die Here. Corona was vir my soos 'n oorlog, soos 'n stryd wat ek beleef het. Maar wat doen Dawid na aanleiding van hierdie stryd, van hierdie oorlog wat hy in sy lewe ervaar? Die eerste punt. Dawid roep in die regte rigting. En ek dink dit is baie keer vir ons logies om te sê, maar wanneer ek in nood is, praat ek met die Here daaroor. Maar Dawid bevestig dit hier, wanneer hy in vers 7 sê, in my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. Ek roep na God om hulp. En dis vir my en vir jou as mens die logiese, vir ons as gelowiges, om in 'n tyd van nood ook na die Here te draai. Maar soms kom dit ook nie heeltemal so natuurlik nie. Partykeer loop ons eers ander draaie. Ons maak ons eie planne. Ons praat met vriende, ons praat met naby mense. Dit kan soms gebeur dat ook in die stryd van ons lewe ons soms van die Here kan vergeet. En ek dink ons weet almal hoe maklik ons in hierdie lewe kan voortgaan sonder die Here. Asof hy nie teenwoordig is nie, asof hy nie bestaan nie. En dan wanneer dit met ons regtig sleg gaan, dan weet ons baie goed om na die Here te roep. Maar ek dink Dawid, wanneer hy dit hier skryf, dan wil hy dit juis vir ons as 'n bevestiging kom gee, as ware as 'n uitnodiging, dat ons, wanneer ons in ons stryd is, wanneer ons oorlog, vyandskap beleef, dat ons in God se rigting kan roep met dit. Maar die tweede gedagte ook, wat Dawid baie mooi vir ons uitlig hier in vers 7, as hy sê, in sy paleis hoor hy my geroep, ek roep na hom om hulp, en hy luister na my. En daarom weet ons, as ek en jy roep, dat God sal luister. Ja, sy antwoorde aan ons is dalk nie altyd wat ons wil hê nie. Die uitkomste wat God gee, is nie altyd wat ons begeer nie. Maar die een vaste seker wete van ons teks en van die lewe en van God, is dat hy luister wanneer ons roep. Gaan lees hierdie gedeelte verder, daarvan vers 8 af, wat staan, dat die hemel in beweging kom as God luister. Hoe God reageer, dan skud die aarde, vers 8. As God op jou roep reageer, dan kom God in al sy glorie, sy goddelike glorie, by ons staan, vers 10 en 11. As God reageer, jaag hy die vyande uitmekaar, vers 15. Van bo af, sê vers 17, het hy sy hande uitgestrek en my gegryp, my geweldige waters uitgelig. Want sien, wanneer die gelowige, wanneer ek en jy in ons nood in God se rigting roep, dan bevestig dit Dawid dat God luister en dat daar iets gebeur ook by God. In die Nuwe Testament lees ons dit ook so mooi in die beskrywings van Jesus self. Dat wanneer die mens in sy nood voor Jesus gekom het, dat Jesus gereageer het. Dat Jesus se ingewande in beweging gekom het. Dat hy mense innig jammer gekry het.
en dat hy iets gedoen het. En dis die wonderlike wat hierdie gedeelte, dit is hoekom dit vir my so aangegryp het, dat ook in my nood, in my oomblikke van angs en vrees en onsekerheid, ek na God kon roep. En dit hierdie ongelooflike ding was om te weet, ek roep in die regte rigting, want ek roep na die een plek waar ek weet, daar geluister word. Na die een plek waar daar geluister word. Want God hoor die geroep van sy kind. Die koor, die refrein van Dawid se lied, lees ons in vers 29 en 30. U Here, gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek in oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Hierdie voorreg, hierdie geleentheid, hierdie logiese uitnodiging om in God se rigting te roep in my tyd van nood. En die sekerheid dat God luister. Dit gee vir my moed. Dit gee vir my geloofskrag. Dit gee vir my die vermoë om ook van my kant af te beklei in die oorlog waarin ek is. Of dit nou teen vyande is, of dit teen siekte is, of dit teen bekommernis is, of dit teen mense is, of dit teen wat ook al is. Gee die wete dat God luister. En dat ek met God ook saam kan wees in hierdie stryd. Vir my die moed om ook op grond van sy beloftes, op grond van sy krag, van sy genade, van sy teenwoordigheid, ook saam te kan beklei teen dit wat in my lewe stryd voer. En soos ek vroeër gesê het, wanneer ek vanoggend hierdie goed sê, dan sê ek dit vanuit my eie persoonlike ervaring. In die wete dat daar ander mense is wat dit anders beleef. Wat 'n ander verhouding met God het, maar wat ook hulle krisisse en hulle situasies anders beleef. Ja, daar is mense wat geliefdes aan die dood afstaan, ten spyte van hulle roep en hulle behoefte om ook voor God te wees met hierdie goed. En daarom wil ek nie hierdie woorde goedkoop maak of goedkoop laat klink nie. En daarom wil ek jou aanmoedig om in jou seer, ook in die ongemak van jou lewenssituasie dalk, nie van God weg te vlug nie, maar om juis in sy rigting te roep. Al is die antwoord nie wat ek wil hê nie, al is die uitkoms nie wat ek begeer nie, maar net die sekerheid, die hoop wat daar vir my as mens in geleë is, om in God se rigting te kan roep, en te weet, God luister. God hoor, al is sy antwoord aan my en jou anders, of al wil ek en jy dit nie hoor nie. Praat met God. Kies God as jou toevlug, want hy luister. Verlede maandag, en daarmee wil ek afsluit, stuur my skoonsuster vir my 'n skakel na 'n lied op YouTube. En die titel van die lied is A Million Little Miracles. En ek het hierdie lied omtrent nou al elke dag hierdie week geluister. En ek wil dit graag vanoggend met jou deel. So luister nou ook saam met my na hierdie lied. All my life I've been carried by grace. Don't ask me how, 'cause I can't explain. It's nothing short of a miracle. I'm here. I've got some blessings that I don't deserve. I've got some scars, but that's how you learn. It's nothing short of a miracle. I'm here. I think it over and it doesn't add up. I know it comes from above. I've got miracles on miracles.
million little miracles. Yeah, miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. You held me steady so I wouldn't give up. You opened doors that nobody could shut. I hope I never get over what you've done. I wanna live with an open heart. I wanna live like I know who you are. I hope I never get over what you've done. It's not coincidence and it's not luck. I know it comes from above. I've got miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Miracles on miracles, a million little miracles. Miracles on miracles, count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. 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 1, 2, 3, 4. I can't even count. Is dit nie 'n ongelooflike mooi lied nie? Maar die lied gaan nog verder, hy is baie lank, so ek het hom korter gemaak. Maar in die gedeelte wat nog kom, sing hierdie jong man die volgende woorde. Hy sê, You healed my mother, you redeemed my father, even in the death of my brother, you are closer than no other. You know me, Jesus. You saved my life. You set me free. You gave me victory. You heal my body. Miracles. I can't even count them all. I try, but I can't keep up. Because every day there's a new miracle. I've got breath in my lungs. I got clothes on my back. My mother would say, I've got food on my table. Lord, I know that you are able. I got miracles on miracles. A million little miracles. Miracles on miracles. Count your miracles. 1, 2, 3, 4. I can't even count them all. Sonja, jy het vir my baie mooi gestel. Toe sy gesê het, ek is ook een van daardie little miracles. En daarom, as ek vanoggend dit met jou deel, weet net dat ek met groot dankbaarheid ook myself as een van die wonderwerkies van God kan beskou. Maar veral daardie ongelooflike wonderwerk van die voorreg om in my stryd na God te kan roep en te weet, God luister. Mag die Here dit vir jou ook kosbaar aan herinner. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons almal, as ons mooi eerlik na ons lewens kyk, kan getuig van u trou. Kan getuig dat daar ook in ons lewens elke dag 'n million little miracles is. Dat ons lewens vol is van tekens en simbole van God se troue en liefde en genade. Ja, Here, selfs ook in die aangesig van 'n lewensvernietigende siekte. Selfs ook in die aangesig van die dood is daar vir ons die sekerheid. Ek mag na God roep
Want God luister. God hoor. God kom in beweging wanneer sy kind in nood na hom toe kom. En Here, ons weet dat hierdie million little miracles in ons lewens is net genade. Dit is net goedheid. Maar Here, ons dink ook daaraan dat, en ons bewus daarvan dat hierdie miracles dalk vir sommige mense anders uitspeel. Maar dankie dat vir ons wat u kinders is, ons altyd kan weet. U genade is vir ons genoeg. U krag is groot. U is ons verlosser. Of soos die geleerde gesê het, God sal red. En selfs al red hy nie, dan red hy nog steeds. En daarvoor kan ons net sê dankie, en daarvoor kan ons u eer, vir u krag, vir die moed wat u vir ons gee. Stuur ons daarmee nou in die wêreld in, Here, om met geloofsmoed vanuit hierdie miracles, vanuit hierdie bewussyn van God se teenwoordigheid, ook met moed die lewe en die stryd van die lewe aan te pak, om ook as oorwinnaars ander kant uit te kom. Oorwinnaars in Christus. Ons loof u, Here, en ons prys u naam. Amen. My gebed vir jou is regtig dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by jou sal wees en bly. Amen. Ek bid vir jou vir 'n mooi dag en 'n mooi week. Jy kan die storms nie beheer nie. Jy kan die sonlig nooit verdoof. Jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of vir water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Ek kan die wentelbane vashou, ek kan die sterre laat verskiet, ek kan die lewe wat en vorm in 'n lewe moederskoot. Hy hou die kosmos in die holte van sy